Goeiedag, welkom by die Groot Lydingsweek, waar ons stil word en dink aan die verlossing wat Jesus Christus vir ons bewerk het. Mag dit vir jou 'n week wees van stil word, diepe besinning en kniel by die kruis. Hou asseblief jou rooi kruis hier week naby, sodat jy elke dag daarna kan kyk en kan dink, wat het Jesus se offer vir jou beteken? Ek gee jou ook in die week kans om 'n paar oomblikke stil te word voor jy elke dag stukkie lees. Gebruik die oomblik om regtig met God te praat en te luister en jou in te stel vir sy gees. Dit is dan vandag Maandag 14 April. Ek gee vir jou 'n oomblik van stilte. Die teks wat ons vandag gaan lees is Rit 1 vers 14. Hulle het toe weer hardop gehuil. Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rit het aan haar vasgeklou. Ons ken die verhaal van Naomi en haar man wat trek uit Bethlehem na Moab as gevolg van die droogte. Die hartseer in die verhaal is toe Naomi se man en beide haar seuns sterf. Sy besluit om weer terug te gaan na Bethlehem. Sy raai haar skoondogters wat Moabitiese vroue was aan om te bly in hulle land. Orpa bly, maar Rit klou vas aan Naomi. Hierdie woord vasklou is nog 'n interessante woord en ons gaan vir die volgende paar dae stil staan by verskillende betekenisse van die woord. Die Hebreëse kern vir die woord vasklou is tabak. Hierdie woord beteken 'n diepe vashou, naby wees, om aan iemand te kleef. Rit het so aan haar skoonmoeder vasgeklou en wou haar nie los nie. Sy het gesê waar Naomi gaan, sal sy gaan. Wie Naomi aanbid, sal sy aanbid. Naomi se God is haar God. Sy wil nie van haar af weggaan nie. Sy wil aan haar vashou. Sy wil nie teruggaan na haar ouers toe nie. Naomi was vir Rit so 'n inspirasie en 'n goeie voorbeeld, dat sy verkies om by haar te bly, eerder as haar eie familie. Sy was bereid om alles wat bekend was op te gee en saam Naomi na 'n nuwe land te reis. Sy wou Naomi se voorbeeld volg. Dit roep ons vandag om myself af te vra, is ek so 'n voorbeeld vir ander, dat hulle aan my wil vasklou, dat hulle my wil volg, dat my voorbeeld vir hulle inspirasie is? Sou mense aan jou dink as 'n goeie afbeelding van Jesus Christus? Kom ons bid saam. Here, maak my 'n instrument van die vrede. Waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar oortredings is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Heilige Meester, gee dat ek in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos. Om begrip te soek, ander sal verstaan. Om liefde te soek, ander sal bemin. Want dit is deur te gee dat ek ontvang. Deur te vergewe dat ek vergewe word. En dit is deur te strewe vir ander dat ek werk, te sterwe vir ander dat ek werklik lewe. Amen.